Kom ons staan vir die fotum, die seëngroep en die lofsanggesang 191 direk daarna. Here, ek het net vir U. Dit is net U wat my kan laat lewe. Dit is U wat besluit wat met my sal gebeur. U laat my woon op 'n plek wat baie mooi is. Ek is lief vir die plek wat U vir my gegee het. Ek prys die Here. Hy sê vir my wat ek moet doen, ook in die nag dink ek aan wat U vir my leer. Ek weet die Here is altyd naby my. Ek val nie, want hy is by my. Geliefdes, gelukkig en bevoorreg is mense wat vir ander mense in nood omgee. God sal weer vir hulle in hulle nood omgee. Amen. Ons geloofsbelijdenis kom vanmôre uit Efesiërs 3 vers 14 tot 21. Die drie-eenheid van God word nie altyd maklik verstaan. Oor die jare gebruik mense verskillende beelde om aan mekaar die drie-eenheid van God te verduidelik. Vat byvoorbeeld water. Water is mos 'n vloeistof. Ander kere, as jy daardie water vat, daardie vloeistofvorm van dit vat en jy druk dit onder vriespunt in, dan word dit ys. Steeds water, maar dit is nie meer 'n vloeistof nie, dis nou 'n vaste stof. Nou ander keer vat jy daardie water en jy sit hitte by en dit begin stoom. Dis nog steeds water, maar is nie meer 'n vaste stof nie, dis nou 'n gas. Een water wat op 3 maniere kan vorendag kom. Vloeistof, vaste stof en 'n gas. Dit is waar dat die woord drie-eenheid nie in die Bybel voorkom nie. Maar ons is
ons byvoorbeeld Paulus se gebed in Efesiërs 3 lees, vind ons duidelik die volle drie-eenheid van God, naamlik Vader, Seun, Jesus Christus en die Heilige Gees. Ek gaan nou die gebed aan die voorlees en ek het ook onderstreep. Ek sien die streepies is weg. Ek het hoor 'n bietjie dat God ook hier gebruik word, maar dat God soms as Vader gebruik word, soms as Jesus Christus en soms as die Heilige Gees. God is baie goed vir ons. Daarom kniel ek en bid ek tot hom, ons Vader. Hy is die Vader wat almal laat lewe, almal in die hemel en op die aarde. God is nou Vader. Ek bid en ek vra God, ons koning, dat hy die Heilige Gees moet gebruik en dat hy julle moet help sodat die geloof in julle harte sterker word. God is ook nou God die Heilige Gees. Ek bid dat julle sal glo in Christus, dat hy in julle harte sal woon en dat julle lewens heeltemal vol liefde sal wees. God, Vader, Seun en Heilige Gees. Dan sal julle weet hoe groot Christus se liefde vir julle is, hoe wyd, hoe lank, hoe hoog en hoe diep dit is. Julle sal dit weet saam met die ander mense wat aan God behoort. Julle kan seker wees dat Christus lief is vir julle, baie meer as wat julle besef. Dan sal julle presies wees soos God wil hê julle moet wees. Ja, die kerk, almal wat aan Christus Jesus behoort, moet vir God prys, want God is baie sterk en hy gebruik sy krag in ons. Hy kan baie meer doen as wat ons dink of vir hom vra. Almal moet hom, ons koning, altyd prys. Amen, sê Paulus. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, nou dat ons bely het, dat ons glo die drie-enige God, kom ons luister ook deur saam te sing uit Psalm 57 wat die wil van God is. Wat is God se liewe gebod? Om soos ek julle liefhet, sê hy, moet julle mekaar ook lief hê. Ons bly sit terwyl ons hierdie wet van die Here deursing. Oh
opstandingstyd oor hoe belangrik is Jesus se opstanding uit die dood vir ons lewe. Sonder dat dit op die skerm sal wees ek vir ons uit 2 Korintiërs 15, vers 14 en dan ook vers 17, wat hierdie vraag antwoord, hoe belangrik is die opstanding van Jesus Christus uit die dood vir ons. Ek lees vir ons, en as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud, en julle geloof ook sonder inhoud. En as Christus nie opgewek is nie, is julle geloof waardeloos, en is julle nog gevange in julle sondes. Geliefdes, omdat Jesus uit die dood opgewek is, omdat hy die dood oorwin het, kan ek en jy 'n lewe in oorvloed hê. Is daar vir ons redding en verlossing? Is sy krag tot ons beskikking? Is daar vir my en vir jou hoop? Ons beweeg aan na die prediking vanmôre. Vir die doel van die prediking gaan ons 3 gedeeltes lees uit Markus. Markus 14 vers 50 en 52 tot 52. Dan gaan ons spring na Markus 15 toe, 39 tot 41 en dan Markus 16 vers 1 tot 8. Kom ons begin met Markus 14 vers 50 tot 52. Jesus se disippels het hom alleen gelos en hulle het weggehardloop. Daar was 'n jong man wat saam met Jesus gegaan het. Hy het nie klere aangehad nie, net 'n stuk lap om sy liggaam. Die mense het hom gegryp en probeer om hom vas te hou, maar hy het die lap daar gelos en kaal weggehardloop. Lees ons Markus 15 vers 39 tot 41. Dis die oomblik wat Jesus daarvoor aan die kruis sal sterf. Die offisier, dit is die heiligste offisier, die hoofman oor 100, het voor Jesus gestaan. Toe hy sien dat Jesus sou gesterf het, het hy gesê, hierdie heiligste offisier, hy sê, hierdie man was regtig die seun van God. Daar was 'n paar vroue wat 'n bietjie verder gestaan en kyk het. Maria Magdalena en Maria ma van klein Jakobus en Joses en ook Salome was daar. Toe Jesus in Galilea was, het die vroue altyd saam met hom gegaan en vir hom gesorg. Daar was ook baie ander vroue wat saam met hom na Jerusalem gegaan het. En dan lees ons Markus 16 vers 1 tot 8. Nadat die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus en ook Salome lekker ryk olie gaan koop. Hulle wou dit op Jesus se liggaam gaan uitgooi. Baie vroeg die Sondagoggend, net nadat die son opgekom het, het hulle by die graf gekom. Hulle het aangehou om vir mekaar te vra, wie sal vir ons die klip voor die graf wegrol? Die klip was baie groot. Maar toe hulle kyk, sien hulle iemand het klaar die klip voor die graf weggerol. Toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man wat regs in die graf sit. Hy het lang wit klere aangehad. Die vroue was baie bang. Iemand het vir hulle gesê, moenie skrik nie. Julle soek vir Jesus van Nasaret wat gekruisig is. Hy lewe weer. Hy is nie hier nie. Kyk, hier is die plek waar hulle sy liggaam gesit het. Gaan sê vir die disippels en vir Petrus, Jesus gaan voor julle na Galilea en julle moet ook gaan. Julle sal hom daar sien. Dit is soos hy van julle gesê het. Die vroue het in die graf gegaan en weggehardloop. Hulle het gebewe, want hulle het groot geskrik. Hulle het vir niemand iets vertel nie, want hulle was baie bang. Julle hoor hier die woorde weggehardloop. Dis ironies dat die persone wat weggehardloop het, die mense is van wie ons dit die minste verwag het, en dan hierdie Romeinse soldaat wat nie weggehardloop het nie, die persoon van wie ons dit die minste verwag het, wat bely dat Jesus waarlik die seun van God is. 3 aangrypende skrifgedeeltes
uit die wel en die weë van Jesus Christus op aarde. Dit vertel vir ons hoe verskillende mense gereageer het op dit wat met Jesus gebeur het. Ons weet dat wanneer mense met konflik gekonfronteer word, of daar gebeur iets baie sleg in 'n mens se lewe, iets traumaties, dan kan 'n mens intentioneel doelbewus of 'n mens kan spontaan 'n keuse maak om te veg of om te vlug. Mense word baie dikwels geoordeel op die keuse wat hulle maak, of hulle gaan veg en of hulle gaan vlug. En ons teksgedeelte is dit ironies wie wat gekies het, of wie wat in outomaties gedoen het. Die karakter se keuse loop uiteindelik op 'n opdrag van God deur hierdie man in die graf. Gaan en gaan vertel vir die mense van Christus Jesus. Ons noem dit missionaal of missionale kerkwees. Michael Gorman sê in sy boek Becoming the Gospel, 'n gemeente is missionaal wanneer dit deelneem aan die lewe en die karakter van die sturende God. Met ander woorde, wanneer ons dit word waarvoor God ons geroep het om na die wêreld toe te gaan. Wat hom openbaar as 'n gekruisigde en 'n opgestane Christus. Waar hierdie deelname lei tot 'n diep transformasie, 'n verandering van die gelowige of die gemeente se manier van dink en doen. Dit wil sê 'n missionale gelowige en 'n missionale gemeente behoort die DNS van die opgestane drie-enige God aan die wêreld te kan vertoon of te kan vertel. Die eerste teksgedeelte wat ons vanmôre saam gelees het, is die afsluiting van die vertelling van Jesus se gevangeneming daar in die tuin. Traumatiese gebeure in die pikdonker nag, wat die geskiedenis van die mensdom op sy kop omdraai. Die keuse van Jesus se disippels in daardie traumatiese oomblik. Jesus se disippels het hom alleen gelos en hulle het weggehardloop van hom af. Ons lees in Markus 14 vers 50. 'n Mens kan maar net 'n kop skud vir hierdie disippels. Hoe kan hulle so iets doen? Hoe kan hulle Jesus daar in die pikdonker nag alleen los saam met al hierdie mense? Ek verstaan ook dat die jong man weggehardloop het. Hy is jong en hy was nie deel van Jesus se binnekring nie. Hy was ook nie 'n Jesus volgeling sover ons weet nie. Maar Jesus se disippels, hulle was sy intieme binnekring. Hulle was die mense wat vir 3 jaar intens saam met Jesus geloop, geslaap, geëet, geluister het. Hulle was in hulle volle wese saam met hom. Hulle is in 'n sekere sin die kerk. Die disippels is in 'n sekere sin ek en jy. Die binnekring van hulle wat geroep is, maar hulle wat in 'n traumatiese oomblik kies om weg te hardloop. Maar miskien moet ons net eers vir 'n oomblik stil staan en self in die spieël kyk. Hoeveel keer het ek en jy nie al vir Jesus se roeping weggehardloop nie? Miskien meer kere as wat ons gemaklik is om te erken. Ons is dalk meer soos die disippels as wat ons graag sou wou erken. Soos vir die disippels roep die Here ons ook daagliks. Ons as die Here se kerk, ons as die Here se kinders word deur hom geroep daagliks. En hoe baie keer het ons nie al verskonings gehad om te doen wat die Here ons roep om te doen nie. Die vraag is aan die disippels
en aan my en aan jou, is die Here se roeping werklik die heel belangrikste prioriteit in my lewe, of wil ek eers al my eie dinge self doen, dan as ek tyd oor het, sal ek die Here se dinge doen. Of hardloop ek ook maar dikwels weg, as die Here my roep, om iewers op te tree namens hom. Nie te gou antwoord. En dink mooi, en dink eerlik oor hierdie saak na. Die gebeure in die geskiedenis verloor verder. Jesus word onregverdig verhoor. Nie een van sy disippels staan op en tree vir Jesus in die hofsaake in en sê, maar dit wat julle sê is lees. Ons ken hierdie man nie. Hy is nie soos wat julle sê nie. Nie een van hulle nie. Ons lees dat die meeste van hulle in die kerk van daardie tyd, kan ons maar sê, op 'n afstand gestaan het en dan nog nuuskierig gekyk het wat gaan met Jesus gebeur. Daar weer in die donker by die vuur is 'n diensmeisie wat daar so na Petrus kyk en iewers in haar gedagtes lyk Petrus vir haar Bybeltjie. Hy lyk soos een van die mense, een van die disippels van Jesus, wat sy al saam met Jesus gesien het. Maar 3 maal ontken hy dit. Petrus, die rots, ontken hy dat hy vir Jesus ken. En as dit vir homself op die moeilikste gaan gebruik, hy selfs skryptaal om hom van Jesus af te distansieer. Met ander woorde, weg te hardloop van Jesus af. Die aankraai, Jesus word deur 'n disipel verloor, Petrus het weer weghardloop van Jesus. En dan is ons daar by die sterwensoomblik. Jesus is alleen. Nie heeltemal nie. Daar is daar 'n heidense offisier. Maar nie 'n disipel, nee, 'n heidense offisier. Nie Jesus binnekring nie, nee, hulle is weg. God roep hierdie man tot getuienis. Hierdie heidense offisier sê wat 'n disipel behoort te gesê het. Kom ons lees weer wat hy van Jesus sterf en daar aan die kruis gesê het. Hierdie man was werklik beseer van God. Natuurlik was daar 'n klompie vroue, nie Jesus se disippels nie, 'n klompie vroue, wat op 'n afstand gestaan en toe kyk. Dan sterf Jesus. Eintlik alleen. Sy mense is nie daar. Hy word in die graf neergelê. 3 dae. Met ander woorde, hy is regtig dood. Hy oorwin die dood. Hy staan op uit die dood. Vroeg daardie sondagoggend kom Maria Magdalena en Maria die ma van Jakobus en Salome daar by Jesus se graf aan. Hulle het lekkerryk olie gekoop, want hulle wil dit oor Jesus se afgestorwe liggaam giet, dat dit nie te sleg ruik nie. Ironies genoeg. Jesus se disippels is ook nie daar. Hulle het ook van die graf af weggehaal. Die vrouens wonder nog hoe hulle die groot klip gaan wegrol. Hoe gaan hulle Jesus se graf oopkry? Dan is Jesus se graf oop. Jesus is nie daar nie. Hy het opgestaan, sê die jongman. Maar hulle moet gaan en gaan vertel. Hulle moet gaan en gaan vertel van die disippels van Jesus se opstaan. Roep hulle. Missionale gelowiges, missionale kerk is gaan vertel van Jesus wat opgestaan het. Het is interessant net dat die eerste sendelinge wat uitgestuur is na Jesus gesterf het, na die wêreld toe is vroue. Die opdrag om te gaan vertel dat Jesus opgestaan het, is vir die heel eerste keer aan vroue gegee. Vroue wat hulle roeping verstaan en hulle hardloop ook. Maar hierdie keer hardloop hulle nie weg iemand na die disippels toe. Hulle stop nergens om vir iemand anders te vertel nie. Die opdrag hier is eers vir die disippels.
hulle hardloop om vir die disippels te gaan sê, ons het gesien, Jesus het opgestaan. Hy het die dood oorwin, soos hy het gesê. Gaan ons in ons eie uitdagende tye veg of vlug? Gaan ons weghardloop van God se roeping en aanhou om verskonings te maak om nie God se wil te doen nie? Of gaan ons juist daarin hardloop, sodat ons vir die wêreld kan vertel, Jesus Christus het werklik opgestaan. Indien my hart verander, en met daardie begin van hierdie hartsverandering getuig, sal ek begin om aan my kinders en my kleinkinders, aan my familie, my vriende, die wêreld rondom my, van Jesus se opstanding te vertel, sonder om verskonings uit te dink, om dit te doen. En onthou, vertel is nie net woorde nie. Vertel is ook dade. Wanneer ons gaan vertel dat Jesus werklik opgestaan het, is ons missionaal geloof. Is ons 'n missionale kerk. Ek wil afsluit en sê hoe hierdie boodskap van hierdie vlugtende disippels so mooi verander het. Bykans al hierdie disippels, moontlik almal, het tragies gesterf, omdat hulle die evangelie gaan vertel. Hulle roeping gaan uitleef. Na daardie opstaan, het hulle lewe so verander, en hulle hart so verander, dat hulle nie meer weggaan. Nie meer verskonings uitgedink nie, maar die wil van die Here gedoen het. Daardie handjie vol mens het na Jesus se opstanding vertel dat hy opgestaan het, sodat biljoene mense dit vandag al gehoor het. Amen. Kom ons bid saam. Here God, groot, almagtig, Vader, Seun en Heilige Gees. Die woord het vanmôre tot elkeen van ons gekom, en ons dankie daarvoor. Ons dankie dat ons tussen swak mense woorde deur kon hoor, dat U vir ons gesterf het, en dat ons ophou verskonings uit te dink om nie U wil, U roeping vir ons uit te leef. Mag ons besef, Here, om vir die wêreld te vertel dat Jesus Christus opgestaan het, is nie net woorde nie, maar ons dade van liefde, ons dade van vergifnis, ons dade van omgee. Dankie, Here, dat die van ons het vanmôre hier in die kerkgebou is, maar ook op ander plekke by mekaar is, en ook aanlyn is, die wil het om vanmôre na U woord te luister. Dankie dat ons nie vanmôre daarvan weggehaal het. Hemelse Vader, ons bid vir mekaar. Elkeen van ons is op 'n ander plek in ons lewe. Met party van ons gaan dit swaar en gaan dit moeilik. Ander van ons is siek. Ander van ons wonder waar môre vandaan gaan kom. Maar U is by ons. En U dra ons elke tyd, in elke situasie. Gee Here dat ons nie net sal sit en sal vra en sal wil ontvang nie, maar dat ons sal opstaan waar ek is met wat ek het en gaan vertel, veral met my dade. Vader, vergewe ons want ons is swak. Ons is mens. Ons het tekort. Ons bid vir die kerk, bid ook graag vir ons gemeente waarvoor ons lief is. Ons bid dat ons die roeping sal hoor, sal weet hoe klein en min en hoe oud ons ook al is,
Hier op die hoek van Highveld en Monument het U ons by mekaar geroep. Want U het 'n plan vir ons. U wil ons uitstuur. U wil deur ons 'n verskil gaan maak. Hier is ons, Here. Stuur ons luister. Amen. Ons slot saam met ons staande sing en dan ook bly staan vir die uitspreek van die seën van die Here, Gesang 422, stroofs 1 tot 3. Ons Heiland is oorwinnaar. Christus is oorwinnaar. Hy het waarlik opgestaan. Mag hy ons hart se oë verlig met sy helder hemelse lig. Mag ons diep in ons binneste besef tot watter wonderlike nuwe lewe hy ons geroep het. Dan sal ons hoop op die nuwe lewe wat op ons almal wag net nog sterker groei. Mag ons ook besef ons is skatryk in die Here. Sy oorvloedige heerlikheid is ons erfporsie. Elkeen van ons aan almal wat aan hom behoort. Amen. Kom maar sit.